Goeiedag. Baie lekker om by jou te kuier hier by Patmos. Ek het laas week begin deur met jou te praat oor gewoontes. Sleg of goed, gewoontes beïnvloed jou gedrag. Laas week het ek jou vertel van 'n man wat maklik beloof. En toe sonder om mooi te dink, maak hy 'n belofte aan God wat hom baie gekos het. Hy het gesê, as die Here vir hom gee oorwinning, sal hy die eerste lewende ding wat by sy huis na hom toe kom, wanneer die oorlog klaar, sal hy offer. Toe kom sy dogter. Toe moet sy dogter offer. En ek het vir u duidelik verduidelik dat, nee, my beloftes aan God verseker nie my oorwinning nie. Dis sy beloftes aan my. My geloof aan sy beloftes vir my gee my die oorwinning. Maar terug by gewoontes. Daar in Babylon is Daniel gewoond om elke dag te kniel, sy venster op te maak, te kniel, die venster maak oop na Jerusalem, ons lees dit in Daniel 6 vers 11 en 12. Daniel het aangehou om, soos dit sy gewoonte was, deur die venster na Jerusalem te kyk en die Here te aanbid. Wow, die Here te aanbid, sy naam groot te maak en hom te smeek vir genade. Dit was Daniel se gewoonte. Daniel, een van die belangrikste leiers, een van die dapperste manne. Want die koning het 'n wet gemaak, omdat hy deur sy slegte ministers beïnvloed is, dat niemand mag bid tot enige god behalwe die koning nie. En nou, Daniel is klaar gewoond. Elke dag gaan hy en hy gaan bid in die rigting van Jerusalem. Nou, hy is nie net gewoond om te bid, hy is gewoond om 3 maal per dag te bid. Sy venster kyk na Jerusalem, want lang altyd het mense geglo dat wanneer jy bid, jy kyk na Jerusalem, want God se tempel was daar, sy teenwoordigheid is daar. Daarom hy kyk 3 maal per dag, hy is gewoond, hy het so belangrike werk, hy is so besig, maar hy is klaar gewoond, 3 maal per dag bid hy. En dan bid hy wat? Hy bid, hy aanbid. Daardie woord beteken, hy erken die Here is God, hy maak hom groot, en hy pleit vir genade by die Here. Dis sy gewoonte. En die wet het so pas verander, die omstandighede het verander, maar Daniel se gewoonte verander nie. Maak nie saak wat die wet, maak nie saak wat ander mense sê of doen, ek is gewoond, ek aanbid die Here 3 maal 'n dag, ek vra vir genade en dit verander nie. Hierdie gewoonte was so vas by Daniel, dat maak nie saak wat om hom gebeur, hy hou nie op nie. En dis die krag van goeie gewoontes. Ek dink modern, ons is gewoond om so bietjie preek te luister. Ek is bly jy kyk Patmos, ek is bly as jy vir my kyk, maar ek wil vir jou sê, dis belangriker om die beste gewoonte te hê, om elke dag tyd met die Here te maak nie saak nie. En die gewoonte is nie, Here, u moet vir my, u moet gee vir my, u moet maak vir my, nee, die gewoonte van Daniel was, Here, u is groot, u is almagtig, u is God, u gee oorwinning, u is heilig, hy erken, hy bely wie God is, en hy sê, Here, u is groot, daarom ek vra by u genade vir my. So die fokus, Daniel se gewoonte gaan nie oor my nie, sy gewoonte gaan oor om die Here te aanbid.
Hoe lyk jou gewoontes? Mense sê jy moenie 'n gewoonte godsdienst hê nie. Dit is waar, jy moet 'n emosie, 'n warm, 'n vurige verhouding met die Here hê. Jou verhouding is nie omdat jy net gewoond is nie, maar jou verhouding met die Here verseker sal ons lei na goeie gewoontes. En goeie gewoontes lei na vaste gedrag. Wanneer ek iets oefen, word dit my way van doen. En daarom is Daniël so suksesvol, want hy erken wie is God en hy vra vir genade. Miskien moet ons ook ons geestelike gewoontes so 'n bietjie verander. Ja, dis belangrik om kerk toe te gaan. Dis belangrik om boodskappe soos hierdie te kyk, maar jou geestelike lewe kan nie afhang van wat jy by ander sien of hoor nie. Wat van jou geestelike lewe hang af van jou gewoonte om die Here te erken en te vra vir genade. Dit was Daniël se geheim. Dis hoekom hy hierna, toe hy in die leeukuil gegooi is, toe kon hy oorwin, want hy weet wie is my God en hy sal my genade gee. Dis 'n goeie gewoonte. Mag jou geestelike verhouding, jou gewoonte met God, om hom te aanbid en om genade te vra, jou deurdra in elke moeilike omstandighede. Maak nie saak wat gebeur, jy en die Here is vas. Jy kan nie anders, jy's klaar gewoond. Mag die Here ons help. Here, ek bid dat U vir my en elkeen wat kyk, sal help om goeie gewoonte te hê, om U te erken en U te vra vir genade. Ons erken U vandag en ons vra U om genadig te wees vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen.